Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vanmôre met Johan Miller. Hy is 'n direkteur by Snyman die Jager Prokureurs. Ons praat oor iets wat mense meeste van die tyd effens bietjie van vergeet. En dit is belasting betaalbaar by die koper of die verkoper as dit kom by eiendomstransaksies en wie betaal wat en wanneer en wat hulle moet betaal. Goeiemôre Johan. Goeiemôre. Lekker om jou te hê vanmôre. Baie dankie. Johan, daar is maar verwarring by kopers en verkopers oor watter tipes belasting daar betaalbaar is en dis meer en as dit nou by vaste eiendom kom, is daar spesifieke bepalinge. Watter tipes belasting praat mense hiervan? Ja, ek dink as daar nou een ding is wat seker is dit seker dood en belasting in ons samelewing. So daar's definitief belasting betaalbaar in die geval waar die ontvanger 'n transaksie as sulks beskou. Nou eerstens, wanneer 'n bepaalde geregistreerde entiteit of 'n verkoper vir BTW geregistreer is, met ander woorde hy's 'n verskaffer en hy verskaf onroerende eiendom, dan in daardie bepaalde geval is BTW ter sprake. En dis nogal belangrik dat 'n bepaalde koper en verkoper homself moet vergewis van die belastingstatus, want dit kan nogal 'n taamlike effek hê op die bedrag wat 'n mens éventueel of betaal of in jou sak sit. 15% op 3 miljoen is nogal baie. Korrek. Nou, ook wat die BTW aanbetref, is die bepaalde persoon dan geregistreer vir BTW, en omdat hy BTW moet betaal is omdat hy natuurlik 'n klomp insetkoste tydens die oprig van daai eiendom of die aankoop van daai eiendom teruggeëis het van SARS af. En op sterkte daarvan moet daar weer BTW oorbetaal word op die datum waarop hy die eiendom verkoop. Die ander belasting, en dis natuurlik wanneer jou verkoper nie vir BTW geregistreer is nie, is hereregte. Nou hereregte, of soos die Engelse dit noem, transfer duties, daai bepaalde belasting is deur die koper betaalbaar. En dit is gewoonlik 'n bedrag wat boonbehalwe die koopprys betaalbaar is en werk op 'n gelyskaal. Ja? Die eerste 1.210 miljoen is vrygestel en dan daarna loop hy op 'n gelyskaal afhangende van die koopprys. 3%, 6%, 8% en 11%. En dan 13%. So, is ook minder as die BTW koers, maar op die einde van die dag nog steeds 'n noemenswaardige belasting. En baie van die kopers besef nie dat dit 'n addisionele koste is wat hulle moet betaal op transaksies nie. En dan natuurlik nou die laaste, maar nie die minste nie, indien jy sou verkoop, is die kapitale winsbelasting ook natuurlik 'n kwessie waarna 'n mens moet kyk. En dit is wanneer jy die eiendom verkoop, dan sê SARS, ek is bly jy het wins gemaak op die betrokke eiendom, maar ek wil graag hê ek moet in jou goeie wins wat jy gemaak het, moet ek deel en daarom gaan ek jou aanslaan of belas daarop. En daarna sal ons 'n bietjie later kyk. So, wat sou die geval wees as die koper vir BTW geregistreer is, maar die verkoper nie? Ek dink die belangrike vraag, en dis eintlik om dit vir die kykers makliker te maak, om te bepaal welke belasting van toepassing is die vraag eintlik, is my geregistreerde entiteit of die verkoper 'n BTW ondernemer? As die antwoord daarop ja is, eerste oogopslag is BTW dan op die transaksie van toepassing. Maar as die antwoord natuurlik negatief is, dan is hereregte betaalbaar. So in jou voorbeeld waar die verkoper nie vir BTW geregistreer is nie, maar die koper wel. In daai geval sal hereregte deur die koper betaalbaar wees. Maar daar is so sterkie daaraan verbonde en dit is dat indien die bepaalde hereregte nou betaal is, kan die koper onder sy BTW vaandel dit weer as 'n insetkoste terugeis van SARS. Wetende dat die dag as hy weer daai eiendom verkoop, is die vraag, is my verkoper vir BTW geregistreer positief en moet hy weer BTW aan die ontvanger oorbetaal? Mens hoor soms iemand verkoop 'n plek en sê daar is geen hereregte betaalbaar as jy hierdie koop nie. En so is daar 'n 0 koers, 'n 0% koers of tarief betaalbaar op sekere elemente. Is dit, waar lê die vangplek? Ek dink eerstens moet 'n mens begin by die borde waarby 'n mens verbyry en dan sien jy daai borde wat sê geen hereregte betaalbaar nie. En dis bietjie misleidend want ek dink die kopers dink dalk dat die verkoper is vriendelik of hy hou van hulle en daarom is daar nie hereregte betaalbaar nie. Dis natuurlik nie die geval nie. Dit is in meeste van daai gevalle omdat daai eiendom deur 'n BTW ondernemer verkoop word, soos 'n ontwikkelaar. En hy het reeds daardie bepaalde belasting of BTW het hy verdiskonteer in die vraagprys. Ek gebruik altyd die voorbeeld om te sê dis soos 'n artikel wat jy by 'n winkel gaan koop. Jy stap nie na die toonbank toe en sê wat is die BTW komponent en wat's die koopprys nie. Die BTW wet sê dat as jou kontrak
stilswyend is oor BTW, dan word dit geag ingesluit te wees by die koopprys. Nou om terug te kom na jou vraag toe oor die 0% koers, SARS sê as daar 'n inkomste stroom is, met ander woorde, ek het 'n eiendom en ek benut daai eiendom vir doeleindes van BTW generasie. Ek het met ander woorde vir SARS geld verdien, want ek hef BTW en ek betaal dit aan hom oor. Dan sê SARS, ek wil graag hierdie inkomste stroom wil ek behou. En as jy die eiendom verkoop en die koper neem daai betrokke eiendom, soos die Engelse sê, lock, stock and barrel oor, dan gaan ek mos nog steeds my BTW uit daai bepaalde eiendom genereer. Ja. En dan sal ek jou toelaat om die eiendom te transporteer teen 'n nul koers. Dis eintlik maar net om die partye in 'n beter kontantvloei situasie te plaas, sodat hulle nie BTW betaal en dit weer moet terugeis nie. Maar nou ook baie belangrik, daar is 3 vereistes wat jy in jou kontrak moet sit en wat jy ook moet kan bewys. En SARS kan dit dan oorweeg of hy vir jou 'n nul koers sal toestaan. Die eerste een is beide partye moet geregistreer wees vir BTW, Ja. koper en verkoper. Tweedens, dit moet 'n inkomste genererende bedryf wees. Met ander woorde, jy moet geld maak vir SARS. Jy kan nie 'n kaal stuk grond teen 'n nul koers verkoop nie, want daar's nie 'n inkomste nie. Ja. En laastens, dit moet 'n inkomste genererende bedryf, maar ook 'n lopende saak wees. So jy neem daai bepaalde eiendom en die bedryf, soos ek gesê het, lock, stock and barrel oor. En dan, as SARS tevrede is met daai vereistes, dan sal hy aan jou 'n nul koers toestaan. Nou jy het vroeër 'n melding gemaak van kapitaalwinsbelasting. Wat behels dit en op watter stadium word dit geaktiveer? Kapitaalwinsbelasting is, soos ek gesê het, SARS wat baie gelukkig is saam met jou indien jy 'n wins maak, maar natuurlik vir jou sê, ek wil jou baie graag aanslaan op daai bepaalde wins wat jy gemaak het. En dit is betaalbaar op die datum waarop 'n mens die eiendom verkoop, in die belastingjaar waarin jy die eiendom verkoop het. So jy sal tipies jou persoonlike belastingopgawes sal jy voltooi, of as jy 'n maatskappy of 'n beslote korporasie of dalk 'n trust het, sal jy daai opgawes in die jaar voltooi Selfde jaar. en jy sal die kapitale winsbelasting wat jy gemaak het, sal jy verklaar en jy sal die betaling daarvan tender. So dit is belangrik dat 'n mens moet bepaal of kapitale winsbelasting op jou transaksie van toepassing is, al dan nie, en of jy aan sekere vereistes en vereisstellings kwalifiseer. Is daar 'n spesifieke vasgestelde koers vir kapitaalwins? Ja, daar is. Die vaste koerse wissel van entiteit tot entiteit. En dis interessant om te sien dat SARS die belastingkoerse aangepas het aan die hand van deursigtigheid. Met ander woorde, hoe meer deursigtig die party is, hoe groter is die belastingverligting. Want SARS wil graag sien wie die transaksie doen. Hy hou nie van die sogenaamde korporatiewe sluier nie. Hy hou nie van 'n maatskappy waar aandeelhouers en direkteure van mekaar kan verskil en verskans kan word nie. Nie eers te praat van trusts waar trustees en begunstigdes eintlik nie aan die publiek bekend is nie. So in die geval van 'n individu waar kapitale winsbelasting ter sprake is, gaan jy effektiewelik 18% op daardie kapitale wins betaal. Okay. En dit is die bedrag tussen die basiskoste, met ander woorde wat die eiendom jou gekos het, tesame met kapitale verbeteringe en jou verkoopprys. Ja. Daai verskil is jou kapitale wins wat jy gemaak het. Maatskappye en beslote korporasies betaal 'n bietjie meer, 22.4%, en dan die stiefkind van ons regstelsel, die trusts betaal verbuisterende 36%. Nou, Ja, so dit is dis die hoogste aangeslaande regspersoon en juis omdat hy ook die minste deursigtig is. Kom ons kyk gou vinnig, en ons het nie baie tyd oor nie, vrystellings vir doeleindes van kapitaalwinsbetalings. Wat is daai vereistes? Dis baie belangrik want SARS is darm nou nie so drakonies nie. Hy gaan jou darm nou nie aanslaan op alles wat jy in die vorm van 'n kapitale bate verkoop nie. Hy sê ek gaan vir jou 'n uitsondering gee en dit is op jou primêre woning. Maar dan is daar 2 vereistes en let, hierdie 2 vereistes is onafskeidbaar van mekaar. Jy kan nie net aan die een en nie die ander voldoen nie. En dit is dat die eiendom moet in my persoonsnaam geregistreer wees. En die tweede aspek is ek moet hom as my primêre woning gebruik. Nou ek kan net op enige gegeewe oomblik een primêre woning hê. ja. So baie mense het ons al gekontak en gesê ja, ek gebruik die eiendom as my primêre woning, maar hy's in my familie trust of hy's in 'n maatskappy. En dan moet jy ongelukkig vir hulle sê jy gaan nie voldoen aan daai vrystellingsvereiste nie. Maar sou jy hom in jou persoonsnaam hê en as jou primêre woning, sê SARS ek sal jou 3 miljoen rand se kapitale wins sal ek jou gratis gee.
So as jy die eiendom vir 'n miljoen gekoop het en jy verkoop hom vir 4 miljoen, gaan jy nie op die 3 miljoen rand se wins kapitale winsbelasting betaal nie. Maar natuurlik indien jy enigstens meer as 3 miljoen rand se wins maak, dan gaan jy kapitale wins op daardie gedeelte bo 3 miljoen betaal. Johan, baie dankie. Ons is nou heeltemal uit tyd uit, maar dit is 'n fascinerende. Ek kan nie glo hoeveel maar insluitings daar is nie. Ek dink as mense meer raad wil hê, ek dink is die beste opsie en advies oor om maar by Snyman die Jager 'n draai te maak en Meer as welkom. bietjie uit te vind waaroor dit gaan. Dit is ek is klaar weer deur mekaar. Ons nou nie daaroor gesels. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Baie dankie en dankie dat julle my gehad het. Dit is 'n groot plesier. Dis aan Johan Miller, hy's direkteur by Snyman die Jager Prokureurs. Mense moet maar jouself altyd vergewis van hierdie belastingvereistes en verantwoordelikhede voor jy eiendom koop. Maar nee, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan is dit tyd vir die nuus en die weer en daarna gesels ons met The Good Things Guy, Brent Lindicky.